Het julle al ooit gesien, ek weet nie wie van julle kyk ooit Two Oceans of Comrades op die TV of so aan nie, maar het jy al ooit gesien, daai ouens wat daar voor staan, hulle noem hulle die pros, wat daar wegspring, as daai ouens oor die wenstreep gaan, 'n Gerda Steyn. As sy oor die wenstreep gaan, dan kom sy lekker daar oor die wenstreep gesmile, dan draai sy om, dan hardloop sy weer terug, gee 'n paar high fives vir almal hier langs die crowd. Sy hardloop 'n pas op 90 kilos wat ek op 5 kilos my alles gee neerval as ek klaar is. En dan as sy daar klaar is, dan gee sy nog high fives na die tyd, hardloop op en af. Is iemand wat gefokus is, dis iemand wat die wenstreep na kyk. En dan kry jy die ou wat hy maak klaar, hy maak redelik sterk klaar, maar hy het nou nie noodwendig die energie om te veel op en af. Hy kan dalk loop en high fives gee langs die pad. Maar dan kry jy die ouens, en die van julle wat dit nou al op die TV gesien het, daai ou wat net voor die cut-off tyd, hy val letterlik oor die finish line. Hy kom daar aan, dit lyk eintlik of hy kruip daar oor die finish line. Net so het ons ook 3 tipes mense in ons geloofswedloop. Goeiedag en welkom by ons aanlyn boodskap. Dis vir ons so awesome dat jy inskakel en saam met ons groei en ek wil net vir jou sê, is jy ver, vir ons is jy naby. Jy's nie net 'n persoon op 'n skerm nie, jy is werklik deel van ons gemeente. En ek wil graag net 'n getuienis of twee met jou deel met 'n paar mense wat die laaste ruk wat ons met te doen het, wat deel is van ons aanlyn gemeenskap en van hulle kyk nou vandag hierdie boodskap. Ek het die voorreg gehad om 'n boodskap te kry van iemand wat in Witbank sit en hulle kind wil toewy en al die pad van Witbank af Klerksdorp toe gery het om hulle seentjie te kan kom toewy en hulle is deel van ons aanlyn gemeenskap. So as dit iets is wat jy in jou hart het, asseblief reik na ons toe uit. Dit sal vir ons so groot voorreg wees om dit saam met jou te kan doen. Maar saam met dit het ek die voorreg gehad om hierdie naweek wat verby is by 'n koffie expo in Johannesburg te wees. En terwyl ek besig was om koffie te maak, dit is my hobby en ek was besig om koffie te maak vir mense en die mense agter die skerms, agter die koffiemasjien sê, dis ons pastoor hierdie. En ek kyk op en ek ken hierdie mense van geen kant af nie en hulle stel hulle self toe aan my voor en sê, hoorie so, jy ken ons nie, maar ons kyk elke liewe Sondag hier uit Johannesburg uit, kyk ons julle preke en ons is deel van die aanlyn familie. En so dis vir my ongelooflik om te sien die impak wat ons aanlyn dienste het in Johannesburg, 50 km aan die ander kant Botawil met mense wat 'n rivierhuis daar het en 'n rivierbesigheid het vir visvang. En hulle elke liewe Sondag kyk hierdie mense ons boodskap en jy is een van daai mense. En so ek wil vir jou sê, dis vir ons 'n voorreg om jou deel te hê van ons gemeente. En as enigiets is wat jy gebed voor nodig het of enigiets wat jy meer van wil weet, stuur vir ons 'n boodskap en ons sal na jou toe terugkom want jy is vir ons belangrik. En dan saam met dit, ons wil graag hê jy moet die preek saam met ons volg. So in die beskrywing van hierdie video kan jy op YouTube gaan klik en daar sal die link wees wat jy kan klik wat jou vat na 'n plek toe wat jy vandag se notas saam met ons kan volg en dan groei jy saam met ons. Dankie dat jy deel is en geniet die preek. Ja, ons is besig met die reeks perspektief vir die van julle wat dalk eerste keer is hier vanaand en ek glo die Here is besig om ons perspektief te skuif oor baie goed en ek is dankbaar daaroor, maar ons tema vir vanaand is kyk na die hemel. En vanaand gaan meer oor ons perspektief oor die hemel. Nou kan ek net sien by wyse van hande. Wie van julle wat hier sit, dink baie aan die hemel? Jo. Okay, kom ek vra dit anders. Wie van julle het hierdie week 5 keer hierdie week gedink aan die hemel? Want jy mag nie jokkies in die kerk. Wie het 4 keer gedink aan die hemel hierdie week? Okay. Ek kan vir julle sê, ek het meer as 10 keer gedink aan die hemel, omdat ek weet waaroor ek preek. Maar dit is die rede. Wie van julle het 3 keer gedink aan die hemel hierdie week? 2 keer? 1 keer? Wie het meer as 5 keer hierdie week gedink aan die hemel? Ja, so gedink. Want dis maar die nommer wat ek ook het. Ek dink ook net 1 of 2 keer 'n week aan die hemel. En die realiteit is, ons dink nie aan die hemel nie, ons kyk nie na die hemel nie, ons perspektief is nie op die hemel nie. En wanneer ons dink aan die hemel, is dit gewoonlik net by 'n begrafnis. En dan dink ons aan die hemel, want ons konfedereer, ons het hierdie innerlike konflik met onsself oor, gaan ek hierdie persoon eendag in die hemel sien of nie? En dit is
meestal wanneer ons dink aan die hemel, is wanneer ons by 'n begrafnis is. Maar ons dink nie veel aan die hemel nie, en kan ek vir julle sê, die realiteit is, ons lewe hier op aarde is maar net so 'n bietjie. Is maar net so 'n bietjie. En jy lê eintlik 'n tou hier voor wat ek vergeet het om saam met my op te bring. Maar op hierdie tou is daar 'n stuk tape daarvoor. Dankie Thys vir jou moeite. So wanneer jy kyk na hierdie tou, wat sien almal van julle? Wat sien jy as jy kyk na hierdie tou? Julle kan vanaand in die kerk uitskree. Wat sien jy? Wit tape. Dis waarna almal kyk, dis wat almal sien as ek hierdie tou het. Nou dis hoe ons kyk na die lewe ook. Ons kyk na hierdie stukkie. Ons kyk na hierdie stukkie in die lewe. En dis hierdie leeftyd. Hierdie wit verteenwoordig hierdie leeftyd. Maar daar is 'n ewigheid wat nie stop nie. En nie stop nie. En nie stop nie. En nie stop nie. En aanhou en aanhou en aanhou. En ek gaan nou hierdie tou agter my gooi, dat ek nie oor hom trip en vinniger in die ewigheid kom as julle nie. Het sal vir my 'n voorreg wees, prys die koning, maar dis hoe ons perspektief baie keer is. En dit is waarna ons dink, en dis hoekom ons nooit aan die hemel dink nie, want ons is gefokus op hierdie klein wit gedeelte, hierdie klein gedeelte wat ons hier op aarde is. En ek dink as ons begin besef dat ons tyd op aarde baie minder is as ons tyd in die hemel, gaan ons baie meer oor die hemel begin dink as wat ons dink op ons tyd hier op aarde. Gaan ons baie meer aan die dinge van die hemel begin dink as wat ons gaan dink aan die dinge van hierdie aarde. En in Filippense 3 vers 14 kom Paulus en hy sê vir ons, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. So Paulus kon sy roeping uitleef op 'n baie kragtige manier. Vir die van julle wat nie Paulus se agtergrond ken, hierdie ou was radical vir God. Hierdie ou was radikaal eers teen Jesus, en nadat hy Jesus ontmoet het, is hy radikaal vir Jesus gewees. En hy kom skryf hier, hy beywer hom vir die wenstreep, vir die hemelse prys. En hy het sy roeping uitgeleef hier op aarde. Hy het hande op siekes gelê, siekes is genees. Hy het hande hy het demone uit mense uitgedryf. En hy het dit gedoen. 'n Slang het hom een keer in die hand gepik, uit die slang, 'n giftige slang, hy het die slang afgeskit en die slang het geval. En die slang het daar gebly lê. En Paulus kom skryf. Hy leef hierdie roeping van hom uit wat die Here oor sy lewe gesit het. Want hy het die wenstreep in gedagte. Hy kyk na die einde. Hy het nie gekyk na hierdie kort wit stukkie van ons nie. Hy het nie gekyk na dit wat ons in hierdie lewe het nie. Hy het gekyk na dit wat ons in die volgende lewe gaan hê. Na die volgende gedeelte van ons lewens. En hy praat my taal wanneer hy hier vir ons praat, want hy praat oor hardloop. En ek weet, hier sit jy baie van julle wat dink hierdie pastoor kan net praat oor hardloop of oor die myn. As dit een van die, hy praat net oor die twee. Maar Paulus kom praat my taal hier wanneer hy dit vergelyk met 'n eindstreep, met 'n wenstreep en met 'n hardloop resies wedloop. Het julle al ooit gesien, ek weet nie wie van julle kyk ooit Two Oceans of Comrades op die TV of so aan nie, maar het jy al ooit gesien, daai ouens wat daar voor staan, hulle noem hulle die pros, wat daar wegspring, as daai ouens oor die wenstreep gaan, 'n Gerda Steyn. As sy oor die wenstreep gaan, dan kom sy lekker daar oor die wenstreep gesmile, dan draai sy om, dan hardloop sy weer terug, gee 'n paar high fives vir almal hier langs die crowd. Weet, dit lyk asof sy hardloop 'n pas op 90 kilos, wat ek op 5 kilos my alles gee neerval, as ek klaar is. En dan, as sy daar klaar is, dan gee sy nog high fives na die tyd, hardloop op en af, en maak asof daar niks. Dis iemand wat gefokus is, dis iemand wat die wenstreep na kyk. En dan kry jy die ou wat, hy maak klaar, hy maak redelik sterk klaar, maar hy het nou nie noodwendig die energie om te veel op en af, hy kan dalk loop en high fives gee langs die pad. Maar dan kry jy die ouens, en die van julle wat dit nou al op die TV gesien het, daai ou wat net voor die cut-off tyd, hy val letterlik oor die finish line. Hy kom daar aan, dit lyk eintlik of hy kruip daar oor die finish line. Nou net so in ons geloofswedloop, in hierdie geloofswedloop waarvan Paulus hier praat, net so het ons ook 3 tipes mense in ons geloofswedloop, waarna ons kan kyk vanaand. En die eerste een is, die tipe mens in hierdie geloofswedloop is, wat gemaklik hardloop. Jy hardloop lekker op jou tyd, jy cruise deur die lewe, jy gaan aan. Craig Rochelle praat van 'n CEO Christen, Christmas, Easter en other opportunities, soos 'n funeral of 'n wedding of so aan. Ouens wat in die kerk is, jy so nou en dan is jy in die kerk, jy lees daarom so af en toe Bybel, maar jy gaan lekker deur die lewe, en dit is net vir jou lekker, dit is nie vir jou so belangrik
om enigiets te doen nie, want jy verstaan mos, Jesus het vir jou aan die kruis gesterf, so jy het alles wat jy nodig het. En dit is so, Jesus het vir jou aan die kruis gesterf, en dis die belangrikste van alles. Dis die kern van die gospel, is dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het. Dis belangrik vir ons om te weet. Maar Jesus het nie gesterf, sodat ons net gemaklik deur die lewe kan cruise nie. Sodat ons hierdie wedloop van die geloof net op ons tyd, so nou en dan kerk toe, so nou en dan Bybel, dis nie hoekom hy gesterf het nie. Hy kom in Matteus 6 vers 20 in die eerste gedeelte en hy sê, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Hy sê, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Nou, as jy net cruise deur die lewe, is jy nie besig om vir jou skatte in die hemel bymekaar te maak nie. Want na jou redding is daar werk wat gedoen moet word. Jy is gered, maar jy is nie gered net om gered te wees nie. Jy is gered om gestuur te wees ook. Dis hoekom jy gered is. Maar is dit altyd hierdie vergelyking wat hy sê, as dit net was om gered te word, of om gedoop te word, dan moes ons elkeen, as ons jou klaar gedoop het, en ons gaan met jou in die gebedskamer, en moes ons nie gaan bid het, dat die Here jou koop vir die ministry, of vir die roeping waarmee jy geroep het nie, dan moes ons daar ingegaan het met 'n halgeweer, jou uitgehaal het, nadat jy gered is, as dit die enigste rede was, hoekom ons gered moes word, is om hemel toe te gaan. Dan moes ons elke ou wat ons klaar gedoop het, in die gebedskamer sommer klaar, Here, as U hom nie kom haal nie, stuur ons hom. Weet, dit sou die mentaliteit gewees het. Nou, dis die een tipe. Die tweede tipe waarna jy kyk, is die een wat die hele tyd op jou horlosie kyk. Jy is die hele tyd senuweeagtig, jy kyk, is jy nog op trek, is jy nog besig om die regte, is dit nog reg, is dit nog, jy is so gefokus en so senuweeagtig oor alles wat aangaan, en is ek besig om my pad na die hemel toe, gaan ek dit deur werke kry, het ek genoeg ou tannies vandag oor die straat gehelp, het ek genoeg mense gesê, Jesus is lief vir jou, het ek, en al hierdie goeters wat ons probeer, ons maak onsself so moeg met goeters, want ons dink ons kan ons redding verdien, wat ons nie kan nie, want ons kan nie redding verdien nie, dit is absoluut genade, en ons sien dit in Efesiërs 2 vers 8 tot 9, wat sê, julle is inderdaad uit genade gered. Ons is nie gered uit ou tannies oor die straat help, en vir mense vertel dat Jesus hulle lief het nie, dis nie hoekom ons gered word nie, ons is gered absoluut uit genade uit, jy het God nie eerste gekies nie, hy het jou eerste gekies. Hy het ons eerste gekies, en ons het hom teruggekies, ons het reageer op hom wat ons gekies het. Maar dit sê, en dit is genade, dis genade, want hy het nie nodig gehad om ons te kies nie. Hy kon ons gelos het vir die hel, maar hy het nie. En dis genade, jy is inderdaad uit genade gered, deur geloof. En hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God, dit kom nie deur jou eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. So jy kan na jou horlosie kyk, en jy kan senuweeagtig wees, en daai tipe gelowige wees, maar dit gaan nie vir jou redding bring nie. Jy gaan nie jou pad hemel toe in kan werk nie. Dis deur genade alleen dat ons gered kan word, en dis 'n groot keuse. Dis 'n groot keuse om te maak, om redding te aanvaar, om hierdie genade te aanvaar. Dis 'n groot keuse, ek wil dit nie afmaak as lig nie. Ek wil nie sê, kies net Jesus, en alles gaan oukei wees, en jy gaan gered wees, en nie. Dis nie die boodskap wat ek vir jou wil gee vanaand nie. Daar's 'n gewig daaraan, wanneer ons Jesus kies. Daar is kostes wat ons moet bereken. Maar as ons onsself kon red deur werke te gedoen het, dan was dit nie nodig vir Jesus om vir ons aan die kruis te sterf nie. Dan het Jesus verniet aan die kruis gesterf. Hy het aan die kruis gesterf, omdat ons nie kan werk hemel toe nie. En dis die tweede groep gelowiges, tweede groep mense in hierdie wêreld, wat op hierdie geloofswedloop hardloop. En dan het ons die derde groep, en hierdie is die groep wat werklik gelowig is. Dis die ouens wat doelgerig hardloop, vasbeslote, en met die wenstreep in die oog hardloop. Die wenstreep wat die hemelse prys is. Die wenstreep wat die einde is. Doelgerig, strategies. Ek sit dinge in plek om my daarheen te vat, sodat ek my roeping hier op aarde kan uitleef. Sodat as ek daar kom, ek genoeg skatte in die hemel vir my kon bymekaar gemaak het. En die opsie is joune. Jy kan self kies vanaand, onder watse een van hierdie drie val jy? Is jy die een wat net casual, net cruise deur die lewe, net daardeur gaan? Is jy die een wat so senuweeagtig is, Here, gaan ek dit maak? Is ek regverdig genoeg? Doen ek genoeg om dit te maak? Of is jy die een wat weet, Here, ek weet, ek kan myself nie red nie, U het my gered.
En nou lewe ek, omdat U my gered het, doelgerig, gefokus, gedissiplineerd. Ek hardloop hierdie wedloop, met alles in my. Ek volg my roeping, met alles in my. Die roeping waarmee U my geroep het, en ons het laasweek gepraat oor die gawes, en ons het laasweek die toets gedoen ook oor die gawes. As jy dit gemis het, gaan kyk Woensdag op YouTube, sal die diens uitgesaai word. Want dit is 10-1 waarheen die Here jou roep, is daar waar jou gawes kan manifesteer, die gawes van die Heilige Gees wat hy vir jou gegee het. Maar daar is vir ons skatte in die hemel. En hoe jy jou roeping hier op aarde uitleef, gaan bepaal hoeveel skatte jy in die hemel het. En die keuse is jou nou, soek jy 'n Datsun of soek jy 'n Ferrari in die hemel? Wil jy langs Jesus sit aan tafel, of wil jy deur ver agteraan hom sit aan tafel? Ek deel net nou met die band die binne, ek wil na die ou wat langs Jesus aan die kruis gehang het. Ek wil heel eers na hom toe stap, eendag as ek in die hemel kom. En ek wil gaan ryk aan hom. En vir hom sê, joh Pel, ek ryk nog die rook, jy het dit net gemaak. Jy het dit net gemaak. En ons het 'n keuse vanaand. Ons hoef nie dit net te maak nie. Ons hoef nie te wag tot die dag wat jy daar lê op jou laaste en jy het geen uitweg en dan die keuse te maak nie. Ons kan vanaand vir Jesus ja sê. En ons plek in die ewigheid, ons buskaartjie hemel toe, kan ons vanaand koop. Ons kan. Dit is vir elkeen van ons moontlik. Maar ons het nodig om die kostes te bereken. Dis nie 'n maklike pad nie. Maar ek sê weer eens, hoe jy in hierdie lewe jou roeping gaan uitleef. Dit wat jy in hierdie lewe gaan doen, gaan bepaal of jy die Ferrari en of jy die Datsun gaan hê. En hier is 'n voorsmaakie van die prysgeld. Hier is 'n voorsmaakie van die medalje wat jy gaan kry eendag as jy daai wenstreep oorgegaan het. 'n proesmaakie wat daar is aan die einde van hierdie wedloop. In Openbaring 4 vers 8 sê dit vir ons, elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat een bokant en een aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En ons gaan 'n deel hê aan hierdie. En die beste worship aand wat jy al in jou lewe beleef het, dit wat jy beleef wanneer jy in tale bid, dit wat jy dalk beleef het toe jy tot bekering gekom het, dit wat jy beleef toe jy die doopwater uit opstaan, jou grootste hoendervleis oomblik al was die aircon af, dit kan nie eers begin vergelyk word met die heerlikheid wat ons gaan aanskou wanneer ons eendag in die hemel is en sê heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig nie. Niks wat jy al ooit beleef het kom naby dit nie, en dit gaan aan, dit stop nie daar nie, dit gaan aan in vers 9 tot 11 wat sê, elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit aan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Nou hierdie is aanbidding next level. Hierdie is worship op 'n vlak wat ons dit nie kan begin eers beskryf nie. En ons kan nou al begin voorberei daarvoor. Nie net vir die skatte wat ons gaan kry in die hemel nie. Nie net omdat daar vir ons 'n beloning gaan wees in die hemel, wanneer ons nou al begin in hierdie lewe om ons roeping uit te leef en voor te berei daarvoor nie. Dis nie alwaarna ons uitsien na die skatte wat daar vir ons gaan wees nie. Ons kan uitsien na die heerlikheid wat ons deel gaan wees. Na dit wat ons gaan sien. Na God wat op die troon sit. En ons wat gaan sing heilig, heilig, heilig. Ons kan nou al begin voorberei, sodat wanneer ons daar kom, ons prous is. Sodat wanneer ons daar kom, dit nie vir ons iets niets is nie. Dat dit nie vir ons iets niets is om te sê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig nie. Dat wanneer ons daar kom, is ons familier met dit. Want ons het dit al reeds hier op aarde gedoen. Ons het al reeds hier op aarde besef wat dit is en wie God is. En ons perspektief op die ewigheid het al reeds hier op aarde geskuif
na heilig, heilig, heilig. En die prys is groot. Die prys wat ons gaan kry, is groot. Wanneer Gerda Steyn hardloop sy nie vir R500 wedlope nie. Sy hardloop Comrades, want die prysgeld is groot. Die beloning is groot. So wanneer sy hardloop, dan mors sy nie haar tyd met 'n marathon of met 'n 21 wat vir haar R500 gaan gee. Sy hardloop 'n Comrades wedloop wat vir haar oor die R1.000.000 kan gee, want die prys is groot. Want as jy verstaan wat die prys is, as jy verstaan wat die beloning is, dan hardloop jy anders. Jy oefen anders. Jy kondisioneer jouself anders, want jy verstaan wat die prys is. Jy weet wat vir jou wag. En Hebreërs 12 vers 1 sê vir ons met so magtige toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Nou hierdie gedeelte sê met so magtige skare toeskouers wat rondom ons kyk. Na ons kyk, Hebreërs 12 begin daar. Maar in Hebreërs 11 word daar 'n klomp geloofshelde genoem. Daar word genoem van 'n Moses, 'n Dawid. Daar word genoem van al hierdie ouens, al hierdie groot profete van die Ou Testament, 'n Isak, 'n Jakob, 'n Abraham. Al hierdie ouens wat impak gemaak het. Geloofshelde. En Hebreërs 12 vers 1 sê vir ons met so 'n magtige skare wat vir ons dophou, hoe ons hierdie geloofswedloop hardloop. Kom ons doen dit met volharding. Nou daar's so sê ding onder hardlopers, waar as jy vir iemand sê ek het 10 Two Oceans gehardloop, dan is die volgende vraag wat hulle jou vra, hoe gaan dit met jou ma? Maar as jy vir iemand sê ek het 10 Comrades gehardloop, dan het jy 'n gesprek wat aan die gang is. Nou wat gaan die gesprek wees wanneer jy by 'n Noag of 'n Dawid of 'n Moses kom? En jy sê vir hom, Noag, ek het elke Sondag aand gepreek. Wat gaan sy opvolgvraag wees vir my? So, Colin, hoe gaan dit met jou ma? Of gaan daar 'n gesprek wees? Gaan daar 'n gesprek wees? En hoe ek my lewe nou hardloop, hoe ek in hierdie geloofswedloop hardloop, gaan bepaal dat as ek daar kom, gaan ek hardloop soos 'n Gerda Steyn en high fives uitgee vir Dawid, vir Moses, vir Rahab, vir al hierdie geloofshelde. Gaan ek daar hardloop met vrymoedigheid? Of gaan ek daar kom net in? En jy kan kies waar op daai 3 wat ek genoem het, jy gaan val. Maar wanneer ek daai wenstreep oorgaan, wil ek al reeds 'n vrou wees. Ek wil nie daar oorgaan en by hulle gaan leer hoe om die geloofswedloop te hardloop nie. Ek wil daar oorgaan en weet dat ek gehardloop het, dat ek myself gekondisioneer het, dat ek myself reg gekry het, sodat dit nie vir my iets niets is wanneer ek daar kom. Ek wil nie eers daar gaan leer nie. En die beste manier om nou alreeds dit te kan leer, die beste manier wat die Here vir ons gegee het, wat hy vir ons kom doen het, om saam met die engele en in die hemel te kan sê, heilig, 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 alreeds hierso is, in Openbaring 4 vers 11, wat sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Vir ons om hierdie alreeds nou te kan begin, het Jesus vir ons die nagmaal gegee. Het Jesus gekom, en hy het sy lewe vir ons gegee. En omdat hy sy lewe vir ons gegee het, dis die naaste in hierdie lewe, wat ons ooit, en julle kan so lank regkry die nagmaal Chanel, dis die naaste wat ons ooit in hierdie lewe gaan kom, aan dit beleef, wat die engele beleef, deur te sê, heilig, 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 is die Here God almagtig. En ek weet, ons sit dalk hier vanaand, en ons wonder, maar hoe is dit moontlik, dat die nagmaal, want ek het nou al baie nagmaal gebruik, en ek het nog nooit daai belewenis gehad nie, ek het nog nooit beleef, heilig, heilig, heilig. 1 Korintiërs 10 vers 16 sê vir ons, die beker van danksegging, waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Wat hierdie vir ons kom sê is, elke keer, as ons die beker, as ons daai sap met danksegging vat, is dit gemeenskap met Christus. Dit beteken eenheid, dit beteken intimiteit, dit beteken letterlik, ons word een met Christus in daai oomblik. En dit gaan aan en dit sê die brood wat ons breek, is dit nie gemeenskap met die liggaam van Christus nie. We partake, ons word 'n deel daarvan. As jy enigiets weet van hardloop, jy het supplements nodig om 'n Comrades te hardloop.
En dis nie 'n moed om dit te hê nie, maar dit is 'n fueling wat jou help soontoe. So ons eenheid met Christus is nie verbreek wanneer ons nie nagmaal gebruik nie. Maar wanneer ons die nagmaal saam gebruik, is dit soos om 'n fuel, is dit soos om 'n gel in jou mond te spuit, wat vir jou weer krag gee om aan te gaan. En nagmaal is nie bedoel net om in die kerk te gebruik nie. Ons moenie nagmaal net op 'n Sondag in die kerk gebruik nie. Nagmaal is bedoel om by die huis ook te gebruik. As jy 'n pa is, as jy 'n man is, bedien jou vrou met nagmaal. Gebruik die nagmaal. As jy alleen is, gebruik die nagmaal. As jy 'n kind is, bedien jou ouers met nagmaal. Maar nagmaal is die naaste, is die intiemste vorm wat ons in hierdie lewe gaan hê, om te kan inhak by die engele en te kan sê, heilig, 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 is die Here God Almagtig. En ons gaan nou Agnes Day luister terwyl hulle die nagmaal gaan uitdeel. Maar ek wil jou uitdaag, ek wil jou vra om te luister na die woorde van hierdie liedjie en te kyk na die hemel. Dat jy jou perspektief op die tydelike, op die hier en die nou, sal skuif. En dat jy gefokus sal wees op die wenstreep. Vra jouself eerlik vanaand, waarheen is jou lewe op pad? Wat gaan die gesprek wees? Hoe gaan daai gesprek klink? Is jy werklik besig om met jou alles, jou roeping uit te leef? Dit waarvoor die Here jou geroep het, jou gawes. Is jy werklik besig om te volhard in dit? Gaan Moses vir jou vra, hoe gaan dit met jou ma? Of gaan hy vir jou sê, kom ons sit en gesels? Kom ons sit en gesels. En dis 'n moeilike vraag om te antwoord, maar ek dink dis 'n nodige vraag om te antwoord. En ek dink dis partykeer nodig om introspeksie te doen en seker te maak dat dit waarmee ek myself besig hou, dit wat ek doen hier op aarde, het ewigheidsimplikasies. En hoe gaan dit vir my lyk as ek oor die wenstreep gaan? Deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, om nou al reeds hier op aarde te kan voorberei, en voorbereid in die hemel aan te kan kom. En iets van God se heiligheid te kan beleef. Daar is nie 'n manier om meer intiem met Jesus te kan wees, as om 'n deel te kan wees van hom nie. En wanneer ons hierdie nagmaal saam gebruik vanaand, bevestig ons dit, en ons maak dit 'n realiteit in ons lewens. Dat ons wil een word, en dat ons in hierdie oomblik een word ook met Jesus. So Vader, dankie. Here, dankie dat U Jesus gestuur het. Dankie dat dit genade is. Genade wat ons gered het. En Here, dankie dat ons deur daai genade vanaand 'n eenheid met U kan vorm. Dat ons vanaand onsself kan herinner aan die prys wat vir ons betaal is. Asook, Here, dat ons nou 'n deel kan hê. Dat ons nou al 'n voorsmaak kan hê van die eenheid wat ons eendag gaan hê wanneer ons in die hemel is. En ek bid, Here, dat ons perspektief van hierdie wêreld af sal skuif na die hemel toe. Dat ons hierdie wedloop sal hardloop, gefokus, doelgerig, met passie, sodat ons die wenstreep met flying colours kan oorgaan. En dankie, Here, dat U ons ook krag gee deur die nagmaal, dat U vir ons krag gee om hierdie wedloop sterk te kan hardloop,
So Here, wanneer ons hierdie broodjie saam eet vanaand, herinner ons onsself dat U liggaam vir ons gebreek het. Dat deur U wonde daar vir ons genesing is. En Here, ons herinner onsself ook dat ons nou die voorreg het om te kan deel in U liggaam. So wanneer ons hierdie broodjie nou saam eet, Here, sê ons vir U dankie. Dankie vir U liggaam. En Here, dankie dat U bloed ook gevloei het. U kosbare bloed, sodat ons vergewe kan word. Sodat ons vrygespreek kan word. En sodat ons alreeds in hierdie lewe 'n voorsmaakie kan hê. So Jesus, wanneer ons ook hierdie nagmaalsap saam gebruik, herinner ons onsself vanaand aan die kruis. En ons herinner onsself, Here, dat U bloed vir ons gevloei het, sodat ons van ons sondes vergewe kan word. So dankie Jesus, dat ons nou hierdie sap kan saam drink en onsself herinner aan U bloed. En Here, dankie dat soos hierdie broodjie en hierdie sap nou met ons een geword het, ook U met ons een geword het. Vader, ek bid dat hierdie 'n heilige oomblik sal wees vir elkeen van ons. Dat ons werklik U teenwoordigheid sal beleef en dat ons die nagmaal sal gebruik, Here, baie meer dikwels as wat ons alreeds doen. Dat ons dit in ons persoonlike hoedanigheid by ons huise sal doen. Dat ons dit in ons werksplekke sal doen waar dit toegelaat word. En dat ons mekaar sal bedien met die nagmaal. Maar Here, ek bid so dat dit nooit net 'n ritueel sal word nie, dat dit nooit net iets sal wees wat ons net doen nie. Maar dat ons elke keer die gewig, die voorreg en die intimiteit met U sal verstaan wanneer ons die nagmaal saam gebruik. Dat ons sal verstaan, Here, dat elke keer as ons die nagmaal gebruik ook ons 'n deel kry aan heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Die een wat was, die een wat is en die een wat kom. So dankie dat ons kan uitsien na die dag wat U kom. Want ons hardloop met die wenstreep in sig. Ons hardloop en ons gee ons alles. Want ons wil eerste plek kry. Ons wil vooreindig. So dankie daarvoor, Here. Dankie dat U Gees ons ook die krag gee daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Amen.